Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ja, ons is al eerste week van Januarie 2026 en ek dink baie mense wat nog nie begin werk nie, begin nou voorberei om wel terug te keer werk toe en ons weet ook voorbereiding om terug te keer skool toe. Ek wil tog weer eens vir elkeen 'n baie mooi en geseënde 2026 toewens en daarmee dan die tema waarmee ons verlede week begin het, waar ons praat oor genade. Dis iets waarby ek graag weer wil stilstaan vandag en veral as ons sê dat genade daardie uitbreiding is van ons onvoorwaardelike aanvaarding, deernis, omgee, vergifnis vir onsself, vir ander, ook die vermindering in selfveroordeling, om ander te veroordeel, perfeksionisme, en uiteindelik bring dit ons by die vertrekpunt van hierdie, in die begin van die jare se tyd, wat almal planne maak. Ons doelwitte, ons weet wie en wat is ons self, waartoe is ons staat, wat is ons gawes en talente, kan dan baie maklik gaan sit en ons kan vir ons sê, goed, hierdie is wat ek hierdie jaar wil bereik en wil doen, en ek maak baie spesifieke planne, omdat ek weet wie ek is, kan ek hierdie planne maak en ook hoe, of die roetes dan, om uit te kom by dit wat ek wil bereik. Per definisie van hoop, soos ons het uit die sielkunde uitsien, die feit dat ek 'n doel het, die feit dat ek weet hoe ek by daai doel wil uitkom, maar die belangrike is, ek moet myself ook ken. Terugkom na genade toe, dink ek ons moet hierdie jaar regtig meer aandag gee in my proses van doelgerigtheid, om ook meer genade te hê vir myself, vir wie en wat ek is en doen, my onmiddellike familie en omgewing en my groter omgewing. En ek skryf dit toe aan die volgende. Kom ons dink net vir 'n oomblik, soos almal bekend met die beginsel van ek koop saad, ek plant dit, saad ontkiem en dit dra vrug en dit lewer 'n oes. So ons kan dan hierdie selfde beginsel gebruik en sê, hier waar ons dalk nog aan die begin staan van die begrip toepassing van genade vir myself en ander, is dit die saad wat ons in die grond van hierdie jaar, in ons huislike lewe of gesinslewe, familielewe, in ons werksomgewing of in ons ander dorpsgemeenskap, kerkomgewing, skoolomgewing, dan gaan plant met die hoop, en onthou, hoop het ek net nou gesê, is 'n doelgerigte aksie. So met ander woorde, my genade word dan daardie oes, hierdie doelbewuste aksie, waarheen ek uiteindelik beweeg, om uit te kom by genade, wat so inherent deel word van my omgewing en my omstandighede, dat dit 'n goeie oes oplewer. En ek wil graag hê ons moet net weer 'n oomblik by selfbegrip, liefde vir jouself stilstaan, genade vir onsself hê. En dit beteken ek moet my foute erken, ek moet bewus wees daarvan, maar ek gaan nie hierby stilstaan met harde, ongenaakbare kritiek nie. En dieselfde geld
in my grootmaak van my kinders, in my omgang met my familie en my groter kring van invloed. Ja, ons ervaar, daar's goed wat verkeerd gedoen word. En onthou die sielkundige beginsel, dat ek kan die daad aanspreek, maar die daad sluk nie die mense in nie. Ons is baie meer as ons dade. Ons is baie meer as wat ons doen of dink. En daarom kan ons sê, ja, kan die daad kritiseer, maar ek kritiseer nie die mens nie. Dit bring my terug by die sogenaamde effektiewe ouerskapsleiding wat ontwikkel is, wat sê, in plaas van om 'n vinger te wys te sê nou maar, my kind fiets buite vergeet, of die fiets se wiele is pap, vergeet om die dag voor ek skool toe gaan die band te pomp, so wat doen ek nou? Volgende oggend is dit nou chaos. Ons is amper almal laat vir werk, ons sit nog ons goed by mekaar ensovoorts. Kind kan nie op die fiets skool toe ry nie, want die wiele is pap. Nou is dit 'n heen en weer gehardlopery en verwyte en geskree en alles daarmee saam. Terwyl die beginsel hier agter die ek boodskap, wat ook vir my so mooi aan hierdie genade tema kom sê, ek voel gefrustreerd as jy nie jou verantwoordelikheid nakom om seker te maak dat jou fietsebande gepomp en reg is sodat jy môre kan skool toe gaan nie. Of ek voel teleurgesteld dat ons hierdie rondhardlopery in die oggend het as elkeen se tasse nie gepak is en klere nie uitgesit is ensovoorts nie. In die proses wat ons besig is om te doen, ons verhoed konflik enerzijds, maar ons begin ook om begrip vir die mens te toon, al is die aksie dit wat ek nie goedkeur nie. Willem, luisteraars, as ons dan terugkom na genade, is daar 3 baie spesifieke goed waarop ek graag wil fokus in terme van genade in my gesin, vir my kinders, vir my ouers en alles daarmee saam. En ek dink die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê, genade beteken nie ek vee goed onder die mat in. En dis nou maar net 'n eenvoudige geval van ek sien goed oor. En ons is nou so bewus daarvan dat ons deernis en begrip moet hê dat die foute maar kan verbygaan nie. Nee. Dit beteken ek kan die foute raak sien, ek erken die foute of ek herken dit en ek spreek die fout of die probleem of die krisis aan, soos ek net nou gesê het, deur my gevoel plus dit wat hierdie negativiteit is of veroorsaak aan uitdrukking te gee, deur te sê, ek voel gefrustreerd as jy jou cricketbroek vanaand vir my bring en sê, maar hy moet môre skoon wees en dit gaan ons nou almal in 'n krisis indompel, want dit moet nou gewas word en reg wees, in plaas van om te sê, jy bring al ewig jou vuil cricketbroek op nommer 99 vir my. So met ander woorde, die ek boodskap begin by my spesifieke gevoel. Op hierdie manier leer ek dan ook my kinders hoe om 'n gevoel te identifiseer en te verbaliseer. So die eerste belangrike is, ek gaan nog steeds dit wat die nodigheid het om aangespreek te word, gaan ek nog steeds aanspreek. In die proses leer ek die kind of die ander persoon 'n nuwe manier van kritiek hanteer, deur eerstens verskoning op my gevoel te konsentreer en dan dit wat die probleem is. So met ander woorde, die negatiewe emosie wat sou woede ontlok, of ek raak net gewoon ontslaaf van my frustrasie deur dit af te reageer, word geblok, omdat ek net eers stil staan en vir myself net dink, okay, wat is nou dit wat ek hier wil sê? En ek sê weer, as ek sê, ek voel gefrustreerd, verskoning, dan wys die vingers na my en nie na die ander persoon nie. So, om te kan genade hê vir die persoon en daad en persoon te skei, leer en voed ek ook die ander persoon op
hoe om te gaan met iets wat 'n konfliksituasie kan veroorsaak. Uit die aard van die saak beteken dit dat ek negatiewe selfgesprek en negatiewe gesprekke met ander wat daarop neerkom dat dit afbreekend van aard is, dat dit so krities is dat iemand nie weer wil begin nie. Totaal stop in myself, en ek kom terug om te sê, as ek 'n doel het en ek weet ek kan daai doel bereik en hoe ek dit gaan bereik, gaan dit wees dat ek nie noodwendig dit volgens hierdie roete, in Engels praat ons van pathways, gaan bereik nie. En ek sal moet sit en ek sal my eie planne moet herkalibreer, ek sal weer moet gaan kyk en ek sal sien, maar daar's sekere gapings, daar's goed waar ek moet aandag gee. En op daardie punt moet ek vir myself kan genade hê deur te sê, A, B en C het gebeur. Wat gaan ek doen om iets anders te kry of dit op 'n ander manier te probeer? Want as ons weer praat van hoop, kan ons deur die verandering betyds aan te bring. Of as die probleem dan nou te groot geword het, stil te sit en dit te herbedink, kan ons nog steeds by ons doel uitkom. Ons vergeet nie ons doel nie. Dit beteken net ek gaan dalk 'n bietjie van 'n ompad moet vat, maar ek glo nog self, ek weet wie en wat ek is en dat ek dit kan doen. En dan die derde wat vir my so belangrik is. Naarmate ek dit reg kry om mense nie hieroor te kritiseer wanneer hulle hierdie goed verkeerd doen, deur hulle af te knou, af te breek, sodanig moedeloos te maak met my terugvoer nie. Begin hulle sien hoe tree ek op. Hulle sien my as 'n voorbeeld en hulle sien ook dat alhoewel ek begrip het, ek nog steeds my standaarde hoog hou en in die proses nog steeds iemand is wat met integriteit, getrou en eerlik aan my waardes leef. So die 3 aspekte wat belangrik is dat ons negatiewe emosies sodanig sal hanteer dat ons eerder die gevoel rondom wat verkeerd is uitspreek as om 'n vinger te wys en om seker te maak dat ons alle negatiewe selfverwyte, selfgesprekke, negativiteit wat ons teenoor ander uiting aangee te stop en dan deur ons voorbeeld mense te trek om ook te begin kyk hoe tree ons op en dit te begin toepas. Mag dit vir elkeen 'n week van genade wees.